Ek wil vanmôre in die besonder met ons broeders praat. Die Here het 'n baie besondere verantwoordelikheid aan die man as pa en as hoof van die huis gegee. Dalk het jy dit so 'n bietjie begin nalat en daarom pleit ek vanmôre by jou om hierdie verantwoordelikheid weer op te neem. Luister 'n bietjie daarna. Ons lees daarvan in Deuteronomium 6 vers 4 tot by vers 7. Hoor Israel, die Here ons God is 'n enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in die huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Hoor jy? Die Here vra heel eerste, hoe lyk jou verhouding met my? Daar staan, hierdie woorde moet in jou hart wees. Jou hart, jy moet met my deurdronge wees. Jou eerste verantwoordelikheid teenoor die Here is dis jou eie geloofslewe. Jy moet weer tyd maak vir jou verhouding met hom. Jy moet groei, daarom moet jy Bybel lees en getrou wees in jou gebedslewe. Jou tweede verantwoordelikheid is jou huismense, veral jou kinders. Hoor net, jy moet dit jou kinders inskerp. Die Hebreëse woord vir inskerp is die woord wat gebruik word om 'n lem skerp te maak. Dit dui op 'n herhalende of 'n voortdurende proses, want anders word die lem ons nou weer stomp. Om die gedagte van herhaling te versterk, staan daar dat jy die woorde van die Here moet inskerp en daaroor spreek, hoor nou, as jy in die huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Die herhaalde en beteken aanhoudend in elke situasie, heeldag. Hoe begin ek hierdie opdrag van die Here uitvoer? Stel die vraag in die hart en die gemoed. Begin met behoorlike huisgodsdiens en moet dit nie afskeep nie. Leer jou kinders om die woord van die Here te ken en om hom lief te kry. Onthou, die Here gee nie hierdie opdrag aan jou as hoof van die huis sonder rede nie. Jou kinders het die manna van die woord baie meer nodig. Dis al die kos wat jy het om vir hulle te gee. Wêreld waarin ons leef, raak al hoe meer uitdagend en onderste bo. En om seker te maak dat julle as gesin geestelik staande bly, is geestelike groei van kardinale belang. Begin vandag. Jy sal nie glo wat ware geestelike spyse aan jou gesin se geestelike welstand sal doen nie. Doen dit. Jy sal dit beleef. Bring ons by die derde verantwoordelikheid wat jy het. Jou voorbeeld. Luister 'n bietjie na jouself. Luister hoe jy praat en kyk na jouself hoe jy optree, want jou voorbeeld is die voorbeeld wat jou kinders gaan navolg. Jy moet tyd maak om tyd saam met jou gesin deur te bring, sodat hulle by jou voorbeeld kan leer hoe 'n kind van die Here in verskillende situasies moet optree. Daarom, speel saam met hulle bordspeletjies, eet saam met hulle aan tafel, gesels met hulle oor hulle drome en hulle vrese, begin weer om soos 'n verbondsgesin te lewe, en julle sal die vreugde daarvan smaak as die Here julle verhouding met mekaar seën. Broeder, verbondshoof, begin vandag. Moet nie langer uitstel nie. Kom ons bid. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons prys u groot en heilige naam. Ons bid van u dat u in die hart van elke gesinshoof sal werk, sodat ons soos ware geestelike vaders in ons huise sal optree en sal lewe. Here, werk in ons harte, sodat ons ons verantwoordelikheid teenoor u en teenoor ons gesinne getrou sal uitleef. Amen.